Dis hy, prys die Here en baie welkom met ons 20ste episode van die 1 minuut vir Jesus podcast. Kind van God, dit is weer eens vir ons 'n groot voorreg om vandag saam met jou te kuier. Vandag gesels ons met twee persone wat vir ons 'n getuienis gaan deel. En ons sien uit om te hoor wat hulle gaan sê. Ons skop af met Pastoor Marius aan die woord. Pastoor Marius, baie welkom by ons vandag en ons sien uit om te hoor wat jy met ons deel. As ek groet jou in die wonderlike naam van ons koning Jesus, ek dank en ek is net dankbaar teenoor die Here God dat ons hierdie kwaliteit tyd gou met jou kan spandeer op hierdie podcast. Prys die Here. So wat belangrik is in hierdie podcast is ons wil net 2-3 goed oor gesels om jou te bemoedig, te versterk en ook moed te gee waar jy nou sit en kyk. Laat dit vir jou die moeite werd kan wees o kind van God om moed te hou in die toekoms. Onthou een ding altyd. Wanneer daar vir jou lyk in die lewe, daar is nie meer 'n uitweg nie. Jy dien God met jou hele hart. Wanneer dinge vir jou onmoontlik lyk, het God jou baie keer op die regte plek. Daar waar jy besef, jy is so afhanklik van die Here en hy gee vir jou die deurbraak. Kind van God, ons moet die pad in die lewe stap dapper, soos manne en vroue met integriteit, met daai diep geloof wat ons God net lief het en weet. Die Here God sê jy vooruit gaan. Hy sal jou nie in die steek laat ooit nie. Hy het ook nog nooit nie. Kind van God, God is te almagtig dat ons hom kan bevraagteken, dat ons in ongeloof kan staan of selfs beredeneer. God is nie net die creator, die maker van hierdie aarde nie, maar hy is ook die skepper van die totale heelal daar buite wat die wetenskap vandag nie eens kan bepaal of tel of besef groot die sterrestelsel en die menigte van die grootheid van God in die hemele is nie. Dis groot. En dis die God wat ek en jy dien. En hy is so lief vir ons. Ons as kinders wat hom aanneem en werklik gehoorsaam is aan hom, so bevoordeel deur die Heilige Gees in ons te gee, te plaas, 'n deel van hom. Dit wat altyd in die tempel was, wat daar in die voorportaal, in die diepte van die tempel was, waar die tempel die groot gordyn oopgeskeer het, tydens Jesus se kruisiging en die Heilige Gees uitgelaat is. Met ander woorde, nie vrygelaat is nie, maar in my jou kom woon het. Ek en jy is vry. Die Heilige Gees, kind van God, kan nooit gebind word of in 'n tronk gehou word of selfs daar in die allerheiligste waar hy was nie. Hy is oral, kind van God, maar die verskil is net ek en jy hoef meer tempel toe gaan. 'n Tempel wat gebou is uit steen en klip uit nie. Maar ek en jy is nou die tempel. Ek en jy is nou die plek van aanbidding. Daarom sê die Here vir ons, sy huis moet 'n plek van aanbidding wees. En hoe lyk sy huis? Dis ek en jy wat 'n aanbidding voor God kom. Hierdie volgende 40 dae is ons besig om ernstig te bid. En ek sien hoeveel talle mense klim op die groep wat saam met ons bid, saam met ons kniel voor God, saam met ons uitroep elke oggend 4 uur. En kind van God, die deurbrake gaan daar wees. Of jy dit nou wil weet of nie, die gety sal draai, want God verhoor ons gebede. Die Here God gaan ons ver vooruit. So ek wil jou bemoedig in die tyd, bid. Maak staat op die Here met alles in jou hart en jou lewe, maar loop jy in lyn met die evangelie en die waarheid. En wees getrou in die Here jou God. Kind van God, raak betrokke in die liggaam. Kom na die huis van die Here toe. Ek wil vir jou vandag ook uitnooi, as jy ooit in Mosselbaai area kom na Ewige Lig Mosselbaai toe. Kind van God, op Sondag, het is 8 uur dienste en 10 uur dienste, kragtige dienste, en ek weet die Gees van God lei en raak elkeen aan. Woensdagoggende, manneoggende, dis vroueoggende. Ons gaan met ons nuwe gebou soveel meer fasiliteite hê en baie meer siele bereik, want hierdie area moet ook omgedraai word. Baie mense lyk vir jou groen soos hierdie area, en die area lyk pragtig, maar dit het baie keer in ons lewe 'n groen droogte. Ons het God te nodig. Tydens hierdie podcast tydperk wil ek jou ook bemoedig, en ek wil vir jou die goeie nuus gee deur na hierdie tyd, as ek terugskakel nou, atleet toe na Sinai toe, gaan Albert van Vuren 'n pragtige getuienis lewer in die tyd toe hy bedien het in Rusland. Kyk 'n bietjie daarna, en wat leer ons uit al hierdie dinge uit? Die Gees van God is in jou. Gaan jy ook uit, bedien waar jy is, hier in Suid-Afrika. Daar's soveel mense, dalk jou eie vriende, jou buurman, dalk familie,
wat Jesus nodig het. Ons kan liewer lastig raak. Ons kan liewer te veel met mense oor Jesus praat, as wat ons stil is. Mense kan ons liewer wil stil maak, wil keer, maar dan gaan ons steeds aan, want elke siel moet hoor en moet omdraai en by die Here uitkom. En dan wil ek nog iets vir jou mooi vra. Die 1 minuut met Jesus wat elke oggend uitgaan, 5 uur elke oggend. Ons bid behoorlik in vir 'n woord. As jy nog nie ingeskakel het nie, skakel in. As jy ingeskakel het, probeer jy van jou kant af elke week tussen 10, kom ons sê 15 mense kry, wat ook op die groepe klim. Ons wil elke Suid-Afrikaner bemoedig, selfs 'n Engelsman, selfs ander nasies en tale, wat ook Afrikaans verstaan en praat, wil ons bemoedig met die woord van God. Weereens, liewer te veel, wees liewer lastig en doen dit, as wat jy stil is, want die evangelie moet uit. Ons sien die tekens kom in vervulling, ons sien die grootheid van ons God, ons sien die almag van die Here elke dag. Kind van God, daarom wil ek vir jou moed gee en ek wil vir jou sê, moenie ophou nie, bly volhard, en dat mense die waarheid, Jesus, die lig in jou kan sien. Ek wil vir jou bid, en nou wil ek die Shalom Shalom seën oor jou uitspreek. Vader, ek dank die Here, dat ons net weer eens kan bid en uitroep, en kan weet ons God verhoor ons, vir die getuie wat draai in lewens, vir hierdie tyd, vir manne en vroue wat 4 uur in die oggende, saam met my opstaan en bid. Ons bid in die vuur, in die krag van God, en die getuie sal draai. Ons dank die Here, dat as jy kan loof en prys en kan eer, en dat as jy kan lief hê. Dankie vir elke boodskap, wat jy ons in gebruik, wat elke oggend, en elke aand, 365 dae van die jaar kan uitgaan, en elke siel kan bereik. Elke Sondag, Here, wat ons in die huis van die Here in diepte bedien word deur die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor vir hierdie podcast ook, dat mense weer moed vat, opstaan en volhard in U. Ek seën elkeen nou met die Shalom Shalom seën, die goddelike seën, met vrede, guns, genade, en dat elkeen warm sal wees en U sal dien, in Jesus naam. Amen, amen en amen. Ek skakel terug na Shanay toe. Die vrede van die Here met jou en hou goeie moed tot eer van God. Prys die Here, Pastoor Marius, baie dankie en waarlik, die uur is nou om op te staan en waarlik te begin bid. En die Here is so getrou. Ek wil jou bemoedig met Matteus 7 vers 7 wat sê, soek en jy sal vind, vra en vir jou sal gegee word, en klop en die Here sal die deur oopmaak. Hy is getrou kind van God en hy sal jou nie val nie. Volgende woord het ons vir Albert van Vieren. Albert is 'n sendeling wat baie lank in Rusland bedien het saam met sy vrou. Albert, baie welkom by ons vandag en ons sien uit om te hoor wat jy vandag vir ons wil getuig. Dankie aan Shanay in Mosselbaai. Ek is Albert van Vieren en ek wil julle vertel van 'n gebeurtenis in Rusland waar ek en my vrou as sendelinge gedien het. Ja, 'n merkwaardige jongman wat oor ons pad gekom het met die naam van Andrei Matajov. Ek glo ek kan sy naam noem. Nou Andrei Matajov was maar 'n pieperige seentjie toe hy klein was. En hy was baie geboelie gewees. En hy het 'n Russiese ortodokse priester oom wat hom onder sy hande geneem het en hom geleer het om met sy hande besig te raak. En Andrei het aan die einde van die dag het hy die weltergewig bokskampioen van Rusland geword, wat hy vir 2 jaar sy titel gehou het. En met sy fame and fortune, as ek dit so kan noem, het hy in die onderwêreld betrokke geraak. En Andrei het 'n gedigte maffiabaas geword in Siberië. En hierdie ou het geheers met vrees. Nou, 'n mens kan maar dink wat het alles saam met dit gepaard gegaan. En ja, Andrei het 'n chauffeur op daardie stadium. En in die oggend klop aan sy deur, maak die deur oop en hier staan sy chauffeur met 'n groot glimlag op sy gesig. En Andrei Matajov vra vir hom, nou, wat gaan met jou aan vanmôre, laat jy so smil? En sy drywer sê vir hom, ek het vir Jesus ontmoet gisterand en hy's by my, hy is saam met my. En Andrei het so weerskante van hom geloer en gesê, nou maar, waar is hierdie Jesus waarvan jy praat? En hy lei vir Andrei Matajov na die Here toe.
En die ou word 'n pastoor met een van die grootste kerke in Siberië. En wat vir ons so merkwaardig was, is dat hy het soveel van sy ou maffia bendelede wat hy na die Here toe gelei het. En vandag sit hulle op strategiese plekke in die kerk en hulle pas nog steeds hulle leier op, hulle pastoor, hulle pas hom nou op. En ons het die voorreg gehad om met hierdie jongman te werk en 'n pad met hom te stap. En daar het ek besef, dit maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het nie en wie jy was nie. Die Here se genade is so groot. Hy kan jou vergewe vir enigiets. En ek wil julle bemoedig met dit. Die Here se genade is groot. Maak nie saak wie of wat jy is nie. En dankie, Jenny, terug na jou in Mosselbaai. Albert, baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. En niemand is te vuil of te ver dat die Here hom of haar nie kan aanraak nie. En as hy eers aangeraak het, maak hy alles nuut. En prys die Here daarvoor. Hy is so getrou en hy is so 'n goeie Vader. Kind van God, dit wat ons 20ste episode van die 1 minuut vir Jesus podcast. Graag herinner ek jou weer aan ons website en ook aan ons app, nou beskikbaar op beide Apple en Android platforms. En kind van God, ek wil jou net sê, as jy die naam intik, is dit 1 die getalletjie minuut met Jesus. Nie 1 uitgetik nie, maar net die getalletjie. Mag die Here jou seën en bemoedig en kom aanraak. 'n Geseënde dag vir jou, kind van God.